Meladia. Jy is soos 'n lekker koppie warm groentestop op 'n koue wintersaand. Jy is soos 'n yskoue savanna op 'n warm somersdag. Jy is soos daardie lekker warm wintersonnetjie op jou bed. Jy voed my, geestelik, emosioneel en soms fisies ook. En is altyd presies wat ek nodig het. Jy sien die behoeftes in ander raak en adresseer dit so spot on. Almal anders van ons probeer 'n one size fits all liefde vir almal rondom ons te gee. Maar jy gee tailor-made liefde. Nie net stel jy genoeg belang om ons behoeftes raak te sien nie. Jy gaan soek dan sommer natuurlik vir ons oplossings daarvoor. Jy is die enigste een van die spanlede wat daarop aandring om die gaste te ontmoet voor jou sessies. En dit spreek boekdele van hoe baie jy omgee. Ek admireer jou daarvoor. If the 3 wise men were women, they would have asked for directions, arrived on time, helped deliver the baby, cleared the stable, made a casserole, brought practical gifts, and there would be peace on earth. Dis hoe ek jou sien. Jy gryp elke geleentheid en maak dit beter vir ons almal. Jy word 'n volunteer vir Betseber en voordat ek dit weer kan besef, is byna meer as die helfte van die span mense wat jy nader geroep het. Jy woon 'n event saam met my by en dan reël jy vir my 'n radio-onderhoud. Jy het 'n vriendin wat Bybelskool gedoen het en kyk waar is ons nou. Elke maandag 'n groot groepie met uitbundig baie gaste, met soveel blessings. Wow. Terwyl ek hierdie video maak, speel die volgende liedjie, Toby Max, Light Shine Bright. En ek dink, wow, Abba Vader, dis presies wie sy is. You let your light shine bright. Ek sal vir die liedjie speel. Ek wil jou bless met 'n perfekte rit daggie. Elke dag van jou lewe. Gaan lees sommer self die hele rit verhaal, veral die rit 2, dat soos rit uitgegaan het om 'n paar koringaartjies op te tel vir een dag se ete. So het God daar oorvloedig met 'n Efesiërs 3:20 blessing gebless. Dat jy sommer 'n hele container meer dinge kry as dit waarvoor jy vra. Tanya, dankies. Weet jy hoe lank bid ek al vir 'n Emmaus ganger stappie? Vir iemand om saam met my te kuier, wat so lekker met my gesels oor die dieper dinge van die lewe, wat net soos die 2 Emmaus gangers gedeeltes verstaan het van die evangelie. En toe kom Jesus op die scene en verduidelik die dieper dinge vir hulle. En toe is hulle harte brandend oor die goeie nuus. Ek bid al so lank vir so 'n oomblik in my lewe. En hier op ons Vrydagoggend stappies besef ek nou, yes Lord, you did it again. Ek is so dankbaar daarvoor. Jy is soos my Melchisedek. En ek weet tog jou naam beteken koningin. Nou ek meen, hoe meer duidelik moet dit wees? Want Melchisedek was 'n koning. Iemand wat kom na my toe, net soos Melchisedek gekom het na Abraham om te bevestig dit wat hy geglo het is die waarheid. Iemand om mee saam die pad te gesels oor die grootste passies in my lewe. Mag jy maar meer hemelse openbarings kry as wat Paulus en Johannes saam gekry het. Ek bless jou met soveel sterre soos die lig daar is met hemelse openbarings, met epiphanies en met Kolossense 2:3 van Jesus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Mag jy meer wysheid en insig hê as wat Daniël en Salomo saam gehad het. Mag jy meer wysheid produseer as al die wysheid wat in Job opgevat is. Nou natuurlik, sonder die struggle. Mag God dit sommer vir jou maklik maak. Larissa, liefste Larissa. Dis nie algemeen om iemand te ontmoet en almal die eerste ontmoeting 'n dieper kykie te kan kry in iemand se gees en siel nie. Maar met jou het ek werklik daardie wonderlike voorreg gehad. Jou storie van jou war room karavaan het my so beïndruk. En jy het geen idee hoe ver daardie storie al getravel het nie. Ek het al so baie mense vertel van jou karavaan intimiteit met God. Ek kan net dink hoe breed glimlag God wanneer hy sien jy stap alweer die paadjie na jou karavaan. Dis so spesiaal.
Abraham het net 'n paar geïsoleerde oomblikke gehad waar hy God se stem gehoor het. Maar Henog het daagliks met God gewandel. En Moses het met God gepraat van aangesig tot aangesig, soos een vriendin met 'n ander vriendin of een vriend met 'n ander vriend praat. Ek wil jou graag bless met nog meer intimiteit met God, dat jy ook so intiem vir God se stem kan hoor, soos Henog en Moses. Sodat jy ook soos die huisheer goeie skatte sal uitbring en vir die res van ons kan inspireer, net met meer en meer van jou intieme verhouding met God. Matteus 13 vers 52. Toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerder wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat uit nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Mariska, jy laat my dink aan Ester in die Bybel. Het jy geweet, Ester was die enigste een van al die vrouens wat vir hulle koning, enigste een van al die vrouens wat die koning bymekaar gemaak het. Die Bybel sê nie vir ons hoeveel nie, net dat dit baie meisies was sy die enigste een wat gevra het, maar waarvan sal die koning hou? Verlede Woensdag aand, toe ons gegaan het vir die vlagdanse, was jy ook die enigste een wat dit alles gestop het, net om vir Irene te bedien, net om vir haar te bid, en ek het gedink, wow, van almal wat daar teenwoordig was jy die enigste een wat gestop het en gesê het, maar waarvan sal Irene hou? Ek dink ons almal kan by jou lesie leer, van absolute nederigheid en sagmoedigheid. Met iemand wat so bereidwillige hartjie en gees het soos jy, sal God nog groot dinge vir jou en met jou verrig. Ek bless jou met die Manasse en Efraim verhaal. Manasse was die eerstgeborene, hy was die oudste. En sy naam beteken, God het my genees en my laat vergeet van my hartseer. En Efraim, die tweede geborene, sy naam beteken wees vrugbaar. Maar toe Jakob hulle geseën het Jakob sy hande omgeruil, om Efraim meer te seën. So dit sê vir my, hoe meer ons vrugbaar is in God se koninkryk, hoe meer sal hy kom en ons genees. So ek bless jou met soveel geleenthede, dat jy net kan vrugbaar wees in sy koninkryk, net soos jy verlede Woensdag aand was.